Paulus gaan en hy profeteer in Romeine 1 oor ons tyd. Amen. Nou teoloog of as jy nie, maar hy het aan die Jode en die nie-Jode in Rome geskryf. Wag, hy was 'n profeet gewees. En Christus het die geveg al reeds, onthou, dis nie 'n herlewing of vernuwing nie, dis 'n herlewing op 'n ding vol stof, 'n antieke model, wat nou aan die gang hier is. Terwyl ons as kerk, ek praat van ons as kerk, hierdie ding moes gegryp het en die wêreld nou gestorm het en gesê het, daar is 'n magtige wêreld, 'n kragtige wêreld in Jesus Christus, bo die siege, bo die materie, bo die sekularisme, bo alles, want dit is wanneer manne en vroue toetree en dinge in 'n land kan verander. Nie dat ons materialisties is nie. Wanneer manne en vroue begin bid, goed gebeur buite hulle wêreld, buite hulle denk en sê, wat het hier gebeur? Want die gees van die mens en die gees van God het met mekaar in verbinding getree en die intellek van God het begin manifesteer. Paulus profeteer in Romeine 1 vers 18, na ons tyd toe. Mense het al gesê, dokter, nee, daai ding was nie vir nou nie. Ek luister gou, want ek het in hierdie verse gaan kyk, en aan die begin sê ek, Here, maar Paulus is nou besig om Christus te promoveer in Europa. Hierdie mense ken nie die naam nie en goed, en hy praat met hierdie mense asof hulle nou al alles moet weet. En die Here sê vir hy het geprofeteer na jou tyd te boetie. Hy het na jou tyd toe geprofeteer. Hy begin in Romeine 1 vers 18. Want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid. Nou dink ons nou maar, wat is nou daar is hy slaan nou die hoereerders en die owerspel. Wag. Paulus skryf aan 'n kerk. Hy skryf aan 'n heilige stelsel. Hy skryf, onthou Laodicense, die 7de gemeente in Openbaring, was nie 'n kroeg nie. Dit was 'n kerk gewees. Nou begin hierdie man profeteer 2000 jaar na ons tyd toe. Want die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. In die siegekos word die waarheid, dis 'n leuen. Alles in die siege is 'n leuen. Ek is verwerp. Ons vergeet daar is 8 biljoen ander mense wat verwerp word. Ek is in trauma uniek. Daar is 8 biljoen mense wat in trauma sal gaan. Van sy geboorte tot sy sterfdatum sal trauma deel van vers 19. Hier kom ek nou. En ek kom agter, hy praat met die kerk van vandag. Omdat, hoor mooi, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is. In ons kerke vandag. Ons sit, Suid-Afrika sit, hoor mooi, al van dat ou Jan van Riebeeck wat nou die skuld het, sit ons met die waarheid. Ek sit met sulke dik Hollandse Bybels. Hier, net hier, as jy nou hier om die kamera kyk, kyk ek vir een van die Bybels, wat hier sit, wat uit die tyd van Martin Luther hulle al vir die algemene volk vrygestel is. Ons sit al met hierdie goede, tot ons het die openbaring van God, ons het voet aan wal gesit, hier in Europa, ons het Jesus Christus verkondig, reg oor die wêreld. Hy sê, julle weet hierdie goed. Dis hoekom ek gesê het, maar Paulus, jy praat met mense, hoe kan jy hulle beskuldig? Toe sê die Here vir my, hy profeteer, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Daar was 'n openbaring, jy moet jou kruis daagliks opneem, jy moet jou siel siege, jou vlees moet jy kruisig, jy moet jou gees, jou pneumatikos, my mondkoek as ek elke keer daar kom, ek is nie gewoond om 'n klomp klinkers af, jou pneumatikos moet by die gees van God in konneksie kom, sodat die intellek van God met jou kan werk. Hy sê, dit is aan julle geopenbaar. In Azusa-straat, hierdie gees van God, in Azusa-straat die wêreld geskit, reg oor die planeet met die uitstorting van die Heilige Gees. Julle het al hierdie goed, en julle het in die gees gewandel. Hy sê, en die goed is aan julle geopenbaar, vers 20, want sy onsigbare dinge, onthou nou, in konteks wat ek nou lees, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en verduidelik en gesien word, naamlik sy ewige krag wat nie in die siege lê nie. Adam, Eva, waar het julle krag gelê? In die intellek, die kainos intellek van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle, hoor mooi, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Ons as geslag vandag sal ons het geen advokaat, behalwe Jesus Christus as ons draai, wat vir ons nou kan verdedig, want ons het
alle informasie van die Godheid. Ons het alle informasie van die vermoë van die Heilige Gees. Ons het teoloë oor eeue deliver. Ons het professors, ons het manne van God, ons het wonderwerke gesien gebeur. Ons het gesien hoe die Heilige Gees in Azuzu-straat en selfs in ons eie land herlewing op herlewing gebeur. Die goed het voor ons oë gebeur en skielik toe begin ons, hoor mooi, laat Paulus hierso praat, laat hy profeteer. Jy het geen verontskuldiging nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, net hier toe ek in daai tyd lees, sê ek, Here, maar Rome ken nog nie God nie. Die staat is nog nie, dis nog nie Konstantijn se tyd waar hy die staat, 'n Christelike staat gemaak het. En die Here sê vir my, Paulus het geprofeteer na jou tyd toe, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hoor mooi, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Nou pastoor, maar ons doen dit daarom nou hier in die landjie. Ek sê nou vir jou, ons is 'n Christelike land. Maar hoor mooi, al wat mense weerhou om nie een of ander beeld of 'n ding nog as 'n simbool in sy huis te sit nie. Die vraag is, wie gaan eerste wees? Die pionier. Sê ek vir jou, ons sal agter daai ding aanstorm, want in die wêreld van die siege, van die siel van die mens wat nie gestimuleer kan word nie, sal hy na enige sigbare ding gryp, wat jy kan sien, wat jy kan hoor, wat jy kan proe, wat jy kan voel, wat ook al die sintuie is, hy sal vir hom gryp op hierdie stadium, net om hom te stimuleer in hierdie drang, wie is ek? Want ons het die ontdekking na onsself, het ons onsself verloor, want daar's een wêreld om jouself te vind, en dis in die God van die gode, deur Jesus Christus.